Impak, jou volgepakte nuusprogram net op Pretoria FM. Die VF+ se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Grandi Tennyson, sê die Metro se eis dat die historiese Harlequin Sportklub in Groenkloof, wat al vir 122 jaar as sportklub vir die gemeenskap bedryf word, binne enkele weke na sy sogenaamde oorspronklike toestand as plaas herstel moet word, is onrealisties en absurd. Ons sluit nou by Tennyson aan vir meer besonderhede. Goeiemiddag Grandi. Goeiemiddag Estie. Van waar het die versoek dat die Harlequin Sportklub weer 'n plaas moet wees? Ja, jy weet, Estie, baie mense het gedink hierdie is 'n april gekke dag grap. Maar as jy kyk na die saak, dan kon dit net sowel so gewees het om te sê dat die Harlequin Sportklub binne 28 dae moet herstel na die oorspronklike staat as landbougrond en al die verbeteringe moet gesloop word, is absoluut 'n gekke gedagte. Dis totaal absurd. Ons praat hier van 'n klub wat al 123 jaar bestaan en wat oor dekades wettige sportfasiliteite opgebou het. Rugbyvelde, cricketvelde, rolbal, muurbal, klub, huise en paviljoene en so meer. Is dit so dat die klub in 2021 'n aansoek ingedien het om die grond te hersoneer? Ja, hulle het, en dit 5 jaar, dis nou 5 jaar later en die Metro se amptenare het nog niks daaraan gedoen nie. Tipies, daar is geen kommunikasie nie, dis absoluut 'n skande dat dit so is. Die Metro is administratief onbevoeg om hierdie probleme wat hulle veroorsaak vir ons as inwoners en as raadslede, is dit net 'n teken van onbevoegde amptenare wat nie weet wat hulle doen nie. Want ek moet uitlig dat die wetlike aspekte volgens die wet op ruimtelike beplanning en grondgebruiksbestuur, of soos hy algemeen bekend is, Pluma, artikel 26 bepaal dat Tshwane se grondgebruiksskema wat in 2024 goedgekeur het, bepaal dat die strukture en verbeterings wat voor Pluma gedoen is, wettig is. Hulle word beskerm en sogenaamde nie konformerende gebruike nie. Dit beteken die Metro kan nie terugwerkend verklaar dat Harlequin se fasiliteite onwettig is nie. Net so vinnig die basiese Grandi om te probeer verstaan, deur wie word hierdie klub tans besit en bestuur? Wel, die eienaar is die Harlequin klub self. Ek dink, praat onder korreksie, maar ek dink, ek kan nou net nie so die datum onthou nie, maar etlike jare gelede het hulle die klub, die eiendom gekoop en hy is geregistreer in die klub se naam. So dis nog privaat grond boonop ook. En wie gaan daar moet boer, indien dit nou herstel word en as 'n plaas aangewend word? Ja, ek dink van die gekke wat 'n gekke spel daarvan maak, sal daar wil gaan boer. Nee, om eerlik te wees, ek kan nie eers dink nie, ek het nie eers 'n antwoord. Dit is 'n absurd om dit te dink dat hulle dit moet herstel. Dis buite die kwessie. En sou hulle besluit om hierdie saak in die hof aan te vat, gaan dit weer wees soos gewoonlik. Die Metro gaan die saak verloor en weer duisende rande van die belastingbetalers se geld gebruik om 'n hofsaak te dryf wat totaal gebrekkig is en geen substansie in het nie. Ons kyk net gou na die beginsel van hierdie saak. Die Harlequin Sportklub in Groenkloof is 122 jaar oud. Dit moet nou in aanhalings in die oorspronklike toestand geplaas word wat landbougrond is. Indien hierdie beginsel toegepas sou word, Grandi, hou dit nie weier implikasie in vir ander gebiede nie? Ja, natuurlik. Mens weet nou nooit nie, en ek vermoed wat hierdie ding was gedryf deur die burgemeesterskomitee lid Kolofelo Marodi, wat onlangs afgedank is met beweerde betrokkenheid by ander korrupsie. Want hoekom ek so sê, sy het by verskeie geleenthede in 2024 en 2025 in die raadsvergaderings en selfs in koalisievergaderings gesê dat die goeie mense en klubs het lank genoeg
hierdie voordele geniet, dis tyd laat dit na ander plekke toe gaan. So sy het definitief 'n agenda gehad en dat die klub wel onder haar resorteer is so. Ek dink vandaar is dit hierdie politieke aanslag op dit. Selfs op die titelakte wys dit dat dit landbougrond is en hy is geregistreer aan die Harlequin Club. Ek sal nou vir jou die datum gee. Dit lyk vir my dit was 1998. So lank is dit al in besit van die klub en dan het hulle nog reeds in 2021 hulle aansoek ingedien vir hersonering. Ek weet, dit laat my dink aan die Kleinfontein geval. In 2013 het Kleinfontein aansoek gedoen vir dorpstigting en die stad het niks daaraan gedoen nie. Hier is dit nou weer 'n soortgelyke situasie. So ons sal moet indringend kyk na hierdie amptenary wat in daai departement is, wat definitief skade berokken vir die inwoners. Dankie, dit is Grandi Tennyson, die VF+ se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro.